So in die eerste plek die verskil tussen 'n transversale en 'n longitudinale golf gaan ek eers net vir julle gou teken. En nou is daar 'n paar goed wat belangrik is. In die eerste plek, daai maksimum posisie daarbo vanaf die rusposisie is ons amplitude. En as ons gaan kyk na golflengte, die golflengte is die afstand tussen twee opeenvolgende punte wat in fase is. So dit beteken as jy gaan kyk na byvoorbeeld 'n kruin en nog 'n kruin so, dan is daai afstand tussen die twee opeenvolgende kruine jou golflengte, né? Die simbool vir golflengte is daai lambda. So die definisie van 'n transversale golf is die rigting van versteuring is loodreg op die bewegingsrigting. Met ander woorde, dit is soos 'n gewone watergolf. As jy gaan dink 'n gewone watergolf gaan dit op en af, maar die golf beweeg byvoorbeeld van links na regs en as jy in die water gaan dryf iewers op 'n punt, jy beweeg mos net eintlik op en af. So daarso kan ons sê as jy byvoorbeeld so 'n knoop in die tou gaan maak of iets soos dit, dan gaan hy op en af beweeg. So dit is die rigting van versteuring, maar die rigting van voortplanting of die rigting van beweging sal links en reg wees. OK. So die twee loop loodreg op mekaar. Die versteuring van die golf is op en af en die bewegingsrigting is links en regs. Dan as ons gaan kyk na 'n longitudinale golf, dan is dit iets soos 'n spiraal, 'n spring. Dan sal dele wat verder uit mekaar uit is en dan dele wat weer naby aan mekaar is. So dit is soos as jy byvoorbeeld 'n spring teen 'n muur vasmaak, so reguit en jy gaan hom net so stamp, dan gaan daar dele wees wat nader aan mekaar is en dele wees wat verder uit mekaar uit is. So hierdie dele wat naby is, noem ons verdigting. OK. En dele wat ver is 'n verdunning. So dit is daai definisie van ons amplitude. Is bietjie moeilik om te sien op 'n longitudinale golf want dis die afwyking of uitwyking vanaf die rusposisie. So dis moeilik om op 'n longitudinale golf te sien waar die rusposisie is. Op transversaal is dit maklik want dit is net daai gewone x-as van jou. Dan kyk jy net hoe ver gaan hy op en hoe ver gaan hy af. Maar by longitudinaal kan ons nie regtig die amplitude raak sien nie. Al wat ons kan sien is die golflengte sal dan die afstand wees tussen twee opeenvolgende punte wat in fase is. So dit sal dan daar tussen twee opeenvolgende verdigtings of verdunnings wees. Nou hulle hierdie goed skets, en dit is moeilik om so die spiraal sfeer te skets. So hulle gee eintlik meer van tyd vir jou soos streepies wat naby aan mekaar is. So dan teken hulle klomp streepies net so reguit langs mekaar, dan is dit 'n verdigting. En dan teken hulle die streepies weer ver uit mekaar uit, dan is dit 'n verdunning. Maar longitudinaal is baie skaars, hulle vra dit amper nooit nie. Want ons baie meer goed wat jy kan uitwerk met transversale golwe. OK. So ek gaan weer net hier langs die kant sê, longitudinaal. So as ek byvoorbeeld 'n knoop iewers in hierdie spring gaan maak, dan gaan hy so beweeg, links en regs, as ek so 'n skokgolf deur hom stuur. En die golf self, die bewegingsrigting van die golf, sal ook links en regs wees. So dan is die versteuringsrigting en die bewegingsrigting parallel aan mekaar, hulle loop in dieselfde rigting. OK, dan kyk ons na die konsep van interferensie. Dit is gesê dit is as twee golwe oorvleuel. Dan oor die een golf kom van die een kant af en die ander een van die ander kant af en dan gaan hulle bo oor mekaar gaan. En dan kry ons nou daar twee tipes interferensie. Ons kry konstruktief en destruktief. Nou konstruktief, net soos wat die woord sê, is opbouend. Met ander woorde, die een golf versterk die ander golf. So dit is wanneer twee kruine kruis of twee troe. OK, troe. So twee kruine en twee troe sal kruis. Dan is dit konstruktiewe interferensie. As twee kruine kruis, dan versterk hulle mekaar. So jy gaan vat die amplitude van die een kruin en die amplitude van die ander kruin en dan plus jy hulle bymekaar en kry jy die nuwe kruin. Of twee troe, dan kyk jy na die diepte van die een trog en die diepte van die ander trog en as jy hulle bymekaar tel, dan kry jy die diepte van die finale trog, reg? Destruktief is afbreekend. So die een lyntjie gaan bo wees en die ander een onder en dan breek hulle mekaar af. Nou, hulle gaan nie altyd perfek neutraliseer nie. So dit gaan nie altyd perfekte plat golf veroorsaak nie. Dit hang af wat een is groter. So sê nou maar die amplitude van jou kruin was 10 gewees, so hy 10 opgegaan en jou trog gaan byvoorbeeld net 7 af en hulle kruis, dan bly daar nog steeds 'n kruin van 3 oor. So jy gaan die op minus die af en kyk wat bly oor.
en die een wat die grootste was is die een wat jy dan gaan moet skets, né? So periode kan jy sien as die aantal sekondes vir een golf of een golflengte. So dis hoe lank dit vat vir een stukkie van die golf om verby 'n spesifieke punt te gaan. En dan frekwensie of die aantal golflengtes in 1 sekonde. So die twee is presies die teenoorgestelde van mekaar. Die boonsteen sê hoe lank vat een golflengte en die ondersteen sê hoeveel golflengtes vat daar of pas daar in 1 sekonde. En die formule vir die twee goed, periode is 1 op frekwensie en frekwensie is 1 op periode. Okay, jy moet net kyk watter formule is op jou formuleblad. As daar net een van die twee staan, byvoorbeeld sê nou maar net hierdie een staan op jou formuleblad en jy wil frekwensie uitwerk, moet jy nog steeds hierdie formule gaan skryf en dan kan jy hom wiskundig manipuleer tot daai een. Maar jy kan nie van die begin af daai een skryf as hy nie op jou formuleblad is nie. As daar nie een van die twee op die formuleblad is nie, kan jy net skryf wat jy wil. Want dan sit 'n formule wat jy self in berekening bring. Okay. Periode is dan daai T, dit word gemeet in sekondes, want die hoeveelheid sekondes wat een golflengte vat, en frekwensie word gemeet in hertz, die aantal golwe wat daar in 1 sekonde sal pas. Dan moet ons kyk na golfspoed en hoe ons spoed bereken. Nou die definisie van spoed is dis afstand oor tyd. Onthou julle daai afstandspoed in tyd driehoekie nou al seker in graad 2 geleer, ek weet nie hoe lank terug nie. Maar om golfspoed te bereken is dieselfde konsep, dis afstand gedeel deur tyd. So die eerste formule wat ons het is d oor delta t. Waar die d vir distance is, so dis die afstand wat die golf beweeg het in 'n spesifieke hoeveelheid tyd. Ja? Nou, hulle gaan amper nooit van jou verwag om hierdie formule te gebruik nie, want ons praat nooit so van 'n golf nie. Ons sê nie die golf het 50 meter beweeg in 3 sekondes nie. Ja? Want ons het 'n standaard afstand by 'n golf. Die standaard afstand wat ons het is golflengte. Dis mos 'n vaste afstand vir hoe lank een golflengte is tussen twee punte wat in fase is. En dan het ons ook 'n standaard tyd. En die standaard tyd wat ons werk met 'n golf is ons periode. Met ander woorde, daai formule kan dan eintlik verander in golfspoed is die golflengte gedeel deur die periode. Want as jy weet hoe lank een golflengte is en jy weet hoe lank het een golflengte gevat en jy deel die twee met mekaar, dan het jy ook mos die golfspoed. Okay? Maar nou moet jy ook net onthou, maar die golflengte, die periode is ook 1 op die frekwensie. Wat beteken as ek hier gaan sê lambda op 1 op frekwensie. Wat doen ons as ons deel met 'n breek in wiskunde? Jy flip en maal, so daai gaan flip en dan langs aan maal, dan kry ons v is gelyk aan f maal lambda of lambda maal f. So daar's eintlik 3 formules. Jy gaan of sê v is gelyk aan die verplasing gedeel deur die tyd, of die golflengte gedeel deur die periode, of die frekwensie gemaal met die golflengte. En selfde storie. Een van daai 3 behoort op die formuleblad te staan. Ek dink dis hierdie een, v is f maal lambda. Wat beteken as jy enige een van die ander wil gaan gebruik, gaan jy met hierdie formule moet begin en dit dan moet verander. So byvoorbeeld sê nou maar hulle gee vir jou die periode, maar die formule is hierdie. Dan gaan jy eers daai periode moet verander in 'n frekwensie sodat jy dan die frekwensie by hierdie formule kan gebruik. Okay? Standaard eenhede net gaga is ook belangrik. Die spoed van 'n golf word gemeet in meter per sekonde, né? Wat beteken jou tyd moet meters wees. Jou afstand moet meters wees en jou tyd moet sekondes wees. So as die golflengte byvoorbeeld 50 cm is, dan gaan jy dit eers met meter toevat voordat jy jou golfspoed vergelyking kan doen. Selfde vir periode. Die periode moet in sekondes wees. So as die periode nie in sekondes is nie, dan moet jy dit eers terugvat sekondes toe. En frekwensie moet in hertz wees. Nou daar's niks complicated wat hulle regtig by die hertz kan doen nie. Partykeer sê hulle net byvoorbeeld kilohertz. Kilo is net maal 1000. So as ek sê iets het 'n frekwensie van 50 kHz, dan is dit eintlik 50000 Hz. Okay. So hierdie is ons algemene golfvergelyking vir golfspoed. Okay, so nou net voor ons met die som begin, julle moet die definisies leer wat jou onderwyser vir jou gegee het, né? Hulle is almal vol chol met wat se definisie die regte een is en krap die boek so goed dood en skryf hulle eie goed oor. Dis fyn. So jy skryf whatever jou juffrou sê jy moet skryf. Jy gaan dit nie net in jou eie woorde kan skryf nie, sy gaan dit nie regmerk nie.
So al die teorie en daai goeters moet jy gaan leer volgens dit wat jou skool gesê het, né? Maar die somme is almal dieselfde. So daarso daai eerste een sê wat is die frekwensie van die vibrasie? So hulle sê vir jou, hy vibreer 250 keer in 1 sekonde en frekwensie is die aantal vibrasies in 'n sekonde. So ons gaan net sê ons frekwensie is 250 Hz. Reg? En dan soek ons die periode, so ons gaan net sê periode is 1 op frekwensie. So dis 1 op 250 en dit is 4 maal 10 to die mag min 3. So 4 maal 10 to die mag min 3 wat? Sekondes, né? En onthou die simbool vir sekondes is net 'n S. Moenie SEK skryf vir sekondes nie. Moet ook nie sekondes uitskryf nie. Die mors tyd, dit is net 'n gewone S. En maak hom so 'n bietjie verder, laat dit nie lyk soos 'n 5 of deel van jou som of iets soos dit nie. So hulle sê daarso vir jou die frekwensie is 94.7 MHz, wat beteken is 94.700.000, want elke mega is 1 miljoen hertz. So dit is eintlik die normale frekwensie. As die eerste vraag, hoeveel golwe word elke sekonde uitgestraal? Met ander woorde, dis net die gewone frekwensie. So 94.700.000 golwe. En dan vraag 2.2, hoeveel golwe word in 5 sekondes uitgesaai? So nou gaan jy net daai 94.700.000 maal met 5 en hulle soek hulle antwoord in wetenskaplike notasie. So dis 4,735 maal 10 to die mag 8 golwe. Die pendulum vat 0.5 sekondes om van links na regs te swaai. As jy gaan dink aan 'n horlosie, daai pendulum moet dan van die kant af daai kant toe swaai, soontoe en terug. Nou sê hulle soontoe vat 0.5 sekondes en terug vat 0.5 sekondes. Ja? En onthou nou die periode is die tyd wat een enkele golf neem. Met ander woorde van die beginposisie af terug tot by die beginposisie tel as een golf. So jy moes daar net gesê het by 4.1 die periode gaan 1 sekonde wees. Nou hoe lank vat 'n horlosie om te tik? 'n Sekonde, nee. Okay. En dan 4.2, wat is die frekwensie van die pendulum? So frekwensie is 1 op periode, wat dan net 1 op 1 gaan wees, so dis 1 hertz. Hoeveel keer tik hy per sekonde? 1 keer. Okay, so nou gaan ons werk met daai golfspoedvergelyking. Die eerste een sê 'n golf wat in 'n slap spiraalveer, dis net 'n gewone spring, opgewek word, het 'n frekwensie van 15 Hz en 'n golflengte van 0.7 meter. Bereken die spoed van die golf. So ons soek V, so ons formule gaan wees V is gelyk aan F maal lambda. En dan vervang jy maar net in 15 Hz gemaal met 0.7 meter is 10,5 meter per sekonde. Onthou dat ons hierdie eenheid bysoek, né? Maar dis spoed, dis nie snelheid nie, so daar is nie rigting by golwe nie. Dis net gewone spoed. Die tweede een sê die punt van 'n tou word aan 'n boom vasgemaak en die meisie wat aan die ander punt vashou genereer 'n golf met 'n frekwensie van 0.5 Hz en die spoed van die golf is 2.5 meter per sekond. Bereken die golflengte. Selfde storie, V is gelyk aan F maal lambda. Dan vervang ons in, ons weet die golfspoed is 2.5 en die frekwensie is 0.5 gemaal met lambda. En dan as jy deel met 0.5 dan kry jy 5 meter. Hulle sê daarso 'n visserman hou die golwe in die see dop en hy sien 2 kruine elke 16 sekondes. En hy skat dat die afstand tussen die kruine 50 meter is. Bereken die spoed van die golwe. So kom ons begin by die afstand. Die afstand tussen 2 opeenvolgende kruine is dieselfde as die afstand tussen 2 opeenvolgende punte in fase. So eintlik sê hulle vir die golflengte is 50 meter. Reg? Maar dan hy sien 2 kruine. So hoeveel golwe sien hy? Net 1. Want as jy dit gaan teken en jy sê kom ons begin ons stopwatch by die eerste kruin. Nou gaan die golf eers afgaan, hy gaan dit terugmaak en dan gaan hy terugkom tot by die tweede kruin. So teen die tyd wat jy die tweede kruin sien, hoeveel golwe was daar? Daai tel net as 1 golf. Okay? So wees versigtig vir dit. Daar's altyd 1 minder golf as die aantal kruine. As hulle vir jou gesê het byvoorbeeld hy tel die kruine en hy tel 5 kruine byvoorbeeld. So ek gaan dit net gou teken. Daar's ons eerste kruin, dan het ons 2, 3, 4,
5 kruine, as jy die kruine gaan tel, maar in terme van golwe, is dit dan net 4 golwe. 4 opeenvolgende golfies na mekaar. So die aantal golwe sal altyd 1 minder wees as die aantal kruine wat hy tel. Okay? So daarso sê hulle vir jou, hy sien daai 2 kruine in 16 sekondes. So wat hulle eintlik vir jou sê is dat die periode 16 sekondes is. Want dis hoe lank dit vat vir een enkele golfie. En as die vraag bereken die spoed, so ons gaan sê V is gelyk aan F maal lambda. Die verskil is net nou het ek nie frekwensie nie, maar ek kan frekwensie vervang met 1 op periode. Reg? Jy kan dit ook maak golflengte op periode. Daar wat ek gesê het, jy moet dit so wiskundig manipuleer, né? Of jy moes die periode voor die tyd gaan uitwerk het apart. So al wat ek nou gaan doen is ek gaan sê 50 meter op 'n periode van 16 sekondes is 3,125 meter per sekond. So hulle sê daarso vir ons die kruine van golwe wat in 'n golftank opgewek word is 15 mm uit mekaar uit. So hulle gee eintlik vir die golflengte, né? En dan moet ons daai na meter toe vat. So ek gaan sê dis 15 maal 10 to die mag min 3 of jy deel met 1000 om dit meter te kry. Die frekwensie wat opgewek word is 20 Hz. So daar het ek dit. Dan is die eerste vraag, wat is die spoed van die golwe? So ons gaan sê V is gelyk aan F maal lambda. So ons gaan daai 20 Hz maal met 15 maal 10 to die mag min 3, 0,3 meter per sekond. Wat sal die afstand tussen die kruine wees as die frekwensie van die vibrasies drievoudig toeneem? So daarso gaan ons weer sê V is gelyk aan F maal lambda. Ek gaan dit met 'n formule doen, maar jy hoef nie eintlik nie, dis eintlik iets wat jy net kan aflei. So ons neem aan die spoed bly dieselfde. So gaan daai 0,3 hou en dan sê hulle as die frekwensie drievoudig toeneem. Drievoudig beteken die frekwensie word 3 keer soveel. So nou word daai 60 gemaal met lambda. 5 maal 10 to die mag min 3 meter. So wat kan jy sien wat het gebeur? Van 15 af na 5 toe het ons gedeel met 3, né? So as die frekwensie drievoudig toeneem, met ander woorde as jy 3 keer soveel golwe in dieselfde tyd wil inpas, dan gaan daai golfies elk 3 keer kleiner moet wees. Nommer 5 het gesê 'n transversale golf met 'n frekwensie van 16 Hz beweeg oor die oppervlak van 'n golftank. So daar kan ek sê frekwensie is 16. Hoeveel kruine beweeg elke sekonde verby 'n punt in die water? So daar is nou weer 'n catch. As ek gaan begin time by die eerste kruin en ek tel 16 Hz, 16 golfies. So ek gaan hierso net wys. Wat skryf ek? 1 kruin en dan maak ek my eerste golfie. So as daar 1 golf was, dan is dit eintlik 2 kruine, né? Wat beteken vir 16 golwe sal daar 17 kruine moes wees. 5.2 bereken die spoed waarteen die golf beweeg as die golflengte van die golwe 4 cm is. So nou gee hulle vir jou by dat die golflengte 4 cm is, wat beteken dis 0,04 meter, dat jy deel met 100 van centimeter af na meter toe. En nou kan jy sê V is gelyk aan F maal lambda. Jou frekwensie wat gegee was 16 Hz met 'n golflengte van 0,04, 0,64 meter per sekond. Nou, daai vraag 12 is baie meer die tipe vraag wat jy in jou vraestel kan verwag. So hulle gaan 10 vir jou skets gee en klomp goed vra van die skets af. Dan is die maklikste manier om te toets of jy actually weet wat aangaan. So die eerste vraag was, wat is die amplitude van die golf? So daarvoor moet jy net gaan kyk, wat is die maksimum uitwyking vanaf die rusposisie? So ons rusposisie is ons gewone tydas, die hoogste wat hy opgaan is 40 cm. Met ander woorde in meter gaan dit wees 0,4 meter. Reg? Dan sê hulle bereken die periode van die golf. So periode is die aantal tyd of die aantal sekondes wat dit neem vir 'n enkele golfie. So van daar af tot daar tel as een enkele golf. So dit sal wees 2 sekondes. Dis ons periode. So vir frekwensie gaan jy net gesê het frekwensie is 1 op periode, wat beteken 1 op 2, so dis 0,5 Hz. Jy kan ook net so daarna kyk, daai is 1 sekond. Hoeveel golwe pas daar in 1 sekond? Dis net 'n halwe een. Reg, so dis 0,5 Hz.
Dan bereken die golflengte. Nou, hoe gaan ons dit kry? Hulle sê vir ons daarbo dat die golf beweeg teen 0.4 meter per sekond. So as ek gaan sê V is gelyk aan F mal lambda, ons weet die golf beweeg teen 0.4 en ek weet die frekwensie is 0.5 en ek soek die golflengte. So dan kry ek die golflengte as 0.4 op 0.5 en dit is 0.8 meter. En nou is die laaste vraag, wat is die grootte van afstand D wat gemerk is? Jy het nou net gesê die golflengte is 0.8 meter. Met ander woorde, tot daar is 0.8 meter, dan is daai nog 0.8 meter en daai is 'n halwe golf. So jy het 0.8 plus nog 0.8 plus 0.4 en dit gee vir ons 2 meter.